Baie mense dra vandag 'n kruis om hulle nek as 'n versiering, herinnering of 'n simbool van hulle geloof. Maar het jy al gewonder hoekom God gekies het dat Jesus juis aan 'n kruis moes sterf? Hoekom nie op 'n ander manier nie? Daar's soveel ander maniere waarop mense deur die eeue tereggestel is. Maar jy sien, die kruis is nie toevallig nie. Dis die perfekte beeld van God se plan om hemel en aarde, om God en mens, om mens en mens met mekaar te versoen. In hierdie video kyk ons na die ongelooflike simboliek en betekenis van die kruis en sien dat dit baie meer is as net hout en spykers. Dis die simbool van God se liefde wat in alle rigtings beweeg. Ek het 'n kruis saamgebring, 'n klein kruis, sommer een wat ek aan mekaar getimmer het. En hy bestaan uit 'n stuk hout en 'n paar skroewe aan die agterkant wat die hout aan mekaar vashou. Maar as jy mooi na 'n kruis kyk, sal jy sien dat dit 'n baie eenvoudige ontwerp is. Daar is 'n vertikale lyn, ek moet nou my lyne reg kry, 'n vertikale lyn en 'n horisontale lyn. En hierdie twee balke van die kruis sê vir ons twee baie belangrike dinge oor God se liefde en wat God se plan was met die kruis. Hoekom Jesus juis moes sterf en hoekom Jesus aan 'n kruis moes sterf. Want in die eerste plek is daar 'n vertikale lyn. Want die sonde het veroorsaak dat die verhouding tussen ons en God verbreek is. God het ons gemaak om in 'n verhouding met hom te leef, in 'n intieme naby verhouding, sodat ons hom kan ken, sodat ons met hom kan praat, sodat ons ons lewe met hom kan deel. Maar die sonde daardie verhouding verbreek. En daarom het elke mens die probleem. Ons leef nie in 'n verhouding met God nie. Nie sommer van self nie. Sien, in die Ou Testament was daar 'n tempel gewees, en as 'n mens nader aan God wou gaan, dan moes jy na die tempel toe gaan, want dit is die plek waar God was. En jy kon nie self in die allerheiligste van die tempel ingaan nie, net die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar in die allerheiligste deel van die tempel ingaan. En die allerheiligste deel is van die heilige en die vorige gedeelte van die tempel geskei deur 'n groot doek. Nou moet ek net eers verduidelik, die allerheiligste deel is 'n perfekte kubus, 10 meter by 10 meter by 10 meter, ja, 10 meter wyd, 10 meter hoog, 10 meter diep. En dit word afgeskei van die res van die tempel deur 'n swaar gordyn. En in die allerheiligste deel is die ark van die verbond. En in die verbond natuurlik die 10 gebooie wat God vir Moses gegee het, asook die staf, die kierie van Aaron wat gebod het. En daar is ook 'n pot met manna wat God vir die Israeliete in die woestyn gegee het sodat hulle kon lewe. Dit is alles binne in die ark in die allerheiligste deel. Maar daardie gedeelte, soos ek gesê het, word afgeskei. Die mense kan nie net daar instap en gaan kyk hoe lyk die ark nie. Hulle sal dood neerslaan. Maar toe Jesus sterf, toe Jesus sy laaste asem uitblaas aan die kruis en sê, my God, waarom het U my verlaat? Toe skeur daardie voorhangsel, daardie gordyn wat die allerheiligste deel waar God is, van die mense skei. Daardie gordyn skeur, nie van onder na bo nie, maar van bo na onder, want God het hom geskeur. Skeur van bo na onder middeldeur, want nou is God by die mense. Omdat Jesus sy lewe afgelê het, om ons met God te versoen, daarom is daar nou nie meer skeiding nie, daarom kan elke mens wat in Jesus Christus glo, nou in 'n verhouding, in 'n nuwe verhouding, in 'n intieme verhouding met God leef en bestaan. Dit is die teken, nou moet ek my kruis net reg omdraai, dit is die teken van die vertikale balk van die kruis, dat Jesus sy lewe afgelê het, om ons met God te versoen, met die lewende God. Paulus skryf daaroor in Efesiërs 2 en ek wil dit graag vir jou lees. Hy sê in Efesiërs 2 vers 13, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Julle wat ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Is dit nie wonderlik nie? En as jy die toekoms 'n kruis sien, weet, daar's 'n vertikale balk, wat beteken, God het die prys betaal, sodat jy in 'n verhouding met hom kan leef. Maar, die kruis het ook 'n horisontale balk, en dit het ook 'n betekenis. Dit wil jou ook aan iets herinner, en vir jou iets kom sê, dis 'n preek op sy eie. En dit sê vir ons, God het gesterf, nie net sodat ons in 'n nuwe verhouding met hom kan staan nie, maar ook sodat ons in 'n nuwe verhouding met mekaar kan leef. Ja, Jesus Christus het sy arms uitgestrek. Hy het met oop arms gehang aan die kruis,
om sy liefde vir ons te wys. En daarom kom verbind hy ook ons met mekaar. Paulus skryf daaroor in Efesiërs 2, hoe Christus se dood die nie-Jode en die Jode met mekaar verbind het. Jood en Griek maak nou nie meer saak nie, dit maak nie meer saak wat se nasionaliteit, wat se ras jy is nie, dit maak saak of jy in Jesus Christus glo, want daarvoor het God die prys betaal, om die verskille wat daar tussen mense is, af te breek, sodat ons in 'n nuwe verhouding met mekaar kan leef. Ons wat ver het mekaar gegaan het as gevolg van ons verskille. God het ons almal in een nuwe mensheid verenig. Paulus gebruik 2 beelde daarvoor. Hy sê ons is nou die huisgesin van God en hy sê ons is 'n gebou van God. Kom ek lees dit gou-gou vir jou. Efesiërs 2 vers 16. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen, tot een liggaam verenig. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Paulus sê, omdat Jesus Christus sy lewe aan die kruis afgelê het, leef ons in 'n nuwe verhouding met mekaar. Ons is nou almal saam, ons wat in Jesus Christus glo, deel van God se huisgesin. Ons is broers en susters van mekaar en ons is deel van die gebou. Ons is deel van die tempel waarin God nou bly, want hy bly deur sy gees binne in elke gelowige. Ons is die steentjies waaruit die gebou bestaan, die bakstene. En Jesus Christus, hy wat aan die kruis gesterf het, hy wat aan die kruis gehang het om die prys te betaal sodat ons versoen kan word met mekaar, hy is die hoeksteen, sê Paulus. Is dit nie wonderlik nie? Ek hoop, as jy ooit weer in die toekoms 'n kruis sien, of 'n kruisie om jou nek sit, of waar ook al, 'n kruis dalk al voor die kerk opstel, dat jy daaraan herinner sal word, en dit sal onthou. Jesus het die prys betaal, sodat ons in 'n nuwe verhouding, in 'n intieme, naby verhouding met God kan leef, maar ook sodat ons in 'n nuwe verhouding met mekaar kan leef, as broers en susters van God se huisgesin. Daarom moet ons mekaar lief hê, daarom moet ons vir mekaar omgee, daarom moet ons mekaar help, want ons is deel van Christus se huisgesin. Dit is so 'n mooi storie, wat ek nie nou gaan vertel nie, maar ek wil hê jy moet na die video kyk, dit is die video net hierbo. En dit is 'n storie oor 2 broers, en wat liefde, en die liefde wat God tussen mense kom bewerkstellig het, werklik beteken. Ek weet jy gaan daai storie sommer baie geniet, maar ek hoop jy het 'n mooi dag verder. Onthou, as jy nog nie gesubscribe het nie, maak so, asseblief, doen so, en as jy nog nie 'n member is nie, hoekom is jy nog nie 'n member nie? Sluit aan as 'n member, dit kos nie vreeslik baie nie, en jy kry so 'n paar voordele daaruit. So, alles van die beste, mooi bly.